En dan hier is nog 'n baie interessante waarskuwing vir die wat oor het om te hoor. Nou Nathan Humbert, nou wat jy ook al van hom dink, sê dit so 'n bietjie op sy, luister net na die boodskap. Hy het 'n baie belangrike waarskuwing en ek stem met hom saam. Nathan Humbert voorspel so vir Suid-Afrika op 25 Junie 2025. Hy sê hy sien Cyril Ramaphosa sal aangerand word. Hy sien 'n ontploffing by 'n hawe in Suid-Afrika en hy sien, en hierdie is baie belangrik, 'n griepuitbraak in Suid-Afrika wat sal lei tot die dood van baie mense. Nou ja, nou baie jare terug, hier in 2022 het ek gesien, daar kom weer 'n lockdown vir Suid-Afrika. En ons moet verstaan, daar kom weer in elk geval lockdowns reg oor die wêreld, maar ons sal hom definitief sien in Suid-Afrika. En vir my het dit baie te doen met hierdie griepuitbraak, en hulle gaan weer 'n jab inbring. Onthou, luister nou mooi waaroor gaan dit. Toe Europa so rukkie terug vir ons biljoene beloof het, was een van die voorwaardes is, ons moet help met die vaksines en vaksienproduksie en vaksienverspreiding. Dit was een van hulle groot voorwaardes. En die ander groot voorwaarde wat hulle gehad het, was, ons moet nou oorgaan na die hernubare energie, menende, ons moet eintlik ons kragstasies sluit, en geweldige off-grid werk, menende, daar moet blackouts wees. Daar moet nie krag wees nie, want ons moet nou deel raak van die New Green Agenda, want hierdie sotte wil aan jou verkoop, daar's iets soos global warming. So, en daar's nou 'n koolstofdioksied probleem, is alles 'n leuen. So, as jy daarin glo, is jy nie baie slim nie, my maat, en ek gaan net vir jou een voorbeeld noem. Een vulkaan spoeg soveel koolstofdioksied en swaal en weet jy wat ook al in die atmosfeer in nie, dat al het jy vir die volgende 100.000 jaar nie 'n kar nie, gaan dit geen verskil maak nie. So, as die vulkaan aktief raak, en die vulkaan is besig om aktief te raak, want die verwoesting van die aarde is hierso, wel, wat maak het nou saak, of jy 'n kar het en of jy nou nie 'n kar het nie, en of jy nou krag gebruik van 'n steenkoolkragstasie, en of jy hom nou nie gebruik nie, want daar is 'n geweldig baie koolstofdioksied wat so 'n vulkaan in die lug in spoeg, in so 'n mate dat hulle nie eens die vliegtuie sal laat vlieg nie. Daar sal 'n tyd kom dat alle vliegtuie op die lughawens sal staan. Nou ja, maar kom ons kom terug, dat ek weer verduidelik. Nou, ek vermoed, en is iets wat ek nou nogal gesien het baie jare terug, dat ons 'n lockdown gaan kry in Suid-Afrika, veral wanneer ons sien dat daar 'n revolusie sterk aan die gang gaan kom. Dan sal die regering met lockdown stories kom, omrede hulle wil beheer uitoefen oor die situasie en hulle het nie genoeg polisie en weermag om dit te doen nie. So hulle gaan dit dan vir jou moeilik maak om te beweeg. Jy sal heel moontlik aandklokreël sê en 'n oggendklokreël. Net soos met ons laaste lockdown. Jy mag net sekere goed koop. Jy mag net soveel items hê, en dit is iets wat my dromers nou nogal gedroom het. Mense kom na my toe baie keer met drome, sê, jong, ons het hierdie ding gedroom, ons verstaan nie, en dan verduidelik ek. En uit hierdie drome kan 'n mens 'n baie goeie prentjie vorm. Nou ja, nou kom ons weer terug. Die ANC is benoud, en hulle het onlangs gesê, hulle sien daar is pogings tot 'n staatsgreep, maar dat hulle steeds die situasie onder beheer het. Toe het ouens nogal dit afgemaak het soos 'n storie, en dis misdirection en so aan. Ek glo die ANC. Hulle is reg, daar is definitief pogings tot 'n staatsgreep. En dit kom daar uit die buiteland uit, en dit kom daar van MI6 en die CIA af. Maak nie 'n fout nie. Die CIA en die Britse intelligensiediens is in die besigheid van regeringsomverwerp. Dis wat hulle doen. En hulle doen dit baie suksesvol. So, ons gaan in daai tyd sien dat die regering probeer om 'n situasie te handhaaf, 'n tipe van 'n martial law inbring. En jy sal nie kan onttrek nie. As jy nou nie onttrek het voor die tyd nie, wel, jy sal nie dan onttrek nie. Want jy sal baie moeilik beweeg. Want die polisie het net soveel weermag en polisie tot hulle beskikking, so om dan op paaie en die kom en gaan van onwettige wapens en opstandelinge en ouens wat wil bomme plaas, as hulle nou daai wil beheer, wel, dan is 'n lockdown 'n goeie manier om dit te doen. En ons gaan dit sien.
Gaan ons dit sien in gepaard gaande met 'n ou griepvirusie wat hulle gaan laat uitbreek. Hulle gooi hom so vir die mense, heel moontlik met 'n inenting daar by die kliniek. Ouens gaan sit vir 'n inenting by die kliniek, en 3 dae later is hy dodelik siek en daai virus begin versprei, want dit is hoe hulle dit maar gewoonlik doen. En dan sit ons nog steeds, ons gaan so graag vir die ou inspuitingkie en ons weet nie eens wat daaraan is nie. Dis dom. Laat Deborah jou vandag verduidelik, jy weet nie wat daai ouens daarin sit nie, en daai ouens is jou nie noodwendig goedgesind nie. So, jy's baie dom om sulke mense te vertrou. Maar hoe dit ook al sy, die Bybel sê, wie vir die pes bestem is vir die pes bestem, en die vir die swaard is vir die swaard. So, nou hoe sal ek nou vir jou sê? Hoe dit ook al sy, ek vermoed ons gaan weer iewers aan 'n griep uitbraak hê, wanneer ek weet nie. Dalk, ek kan 'n raai vat en sê dalk vroeg volgende jaar. Ek kan net raai. Ek kan nie vir jou sê nie, Vader, ek nie noodwendig vir my tyd gegee nie. Wat ons wel weet is dat die land is, daar's 'n onstabiliteit in die land. Ek het in die laaste week 2 video's gesien van ouens wat hulle voorhou as mense in die weermag. Die een sê hy is nou so en so in die weermag, en die ander een het 'n masker opgehad en gesê, maar luister, die weermag en die polisie is baie ongelukkig, en hier gaan baie mense sterf. Dit is 'n waarskuwing wat hulle rig op video's. Ek het een op die Facebook gekry en die ander op YouTube. En wat beteken die intelligensieafdeling van die regering weet dit ook. Soos nou logies. So, hulle oë is wakker, die regering wil in beheer bly ten alle koste. En die VSA en die Britte wil die regering uit beheer uithaal ten alle koste. So is 2 magte teen mekaar. En jy wat 'n blanke is, jy sit in die middel. Jy is die pelounie in die toebroodjie, my maat. So, jy moet mooi gaan dink. Daar waar jy nou bly, jy's omring van die volksvreemdes. Jy's 'n teiken. Veral as dit baie swaar begin gaan. Werkloosheid intree. Mense is bekommerd oor hierdie tariewe probleme, want dit gaan, hulle praat van 100,000 mense kan hulle werk verloor, as hierdie tariewe ding nou heeltemal deurgaan, en hulle kan dit nie keer nie. Hierdie Trump tariffs van, is dit 30 of 40%. So, die VSA is besig om die Suid-Afrikaanse ekonomie te wurg, en dan sal die tyd kom, dat hulle ophou om geld te leen aan hierdie regering. Hierdie regering leen elke dag geld. Elke liewe dag geld, iets soos 2,1 miljard rand by die Jode, by die Joodse bankiers. So nou ja, as daai geld opdroog, is daar nie SASSA nie, die amptenarij kan nie betaal word nie, en ons gaan sien dat weermagpersoneel en polisiepersoneel gaan muit, en dan vat hy sy wapen saam, so hy raak 'n misdadiger. Nou daar's klaar, ek meen baie van hulle is klaar misdadigers, so hierdie sal nou maar net 'n stappie erger wees. So, ek dink ons moet verstaan, daar kom weer 'n lockdown, en dit sal veel erger wees as die een wat ons gehad het. Daar gaan padblokkades wees, hulle gaan die mense se karre deursoek, hulle gaan arresteer vir geen rede, hoegenaamd nie. Arresteer nou en worry later, dit sal hoe dit wees, en die regering gaan baie militant raak, en baie aggressief raak teenoor die blanke populasie veral, want hulle blameer die blanke vir die probleme, wat die VSA deesdae vir hulle gee. So, hulle sê, ja wel, die blanke het nou gaan klaar daar oorkant. En kyk nou wat so moeilikheid het ons nou. Nou, eintlik gebruik die VSA en Brittanje die blanke se probleme in hierdie land om die regering uit posisie uit te kry, om sanksies teen die regering in te stel. Dit is die plan. So, hulle gebruik die blanke as die stok om die swart man te slaan, net soos hulle voor 94 die swart man gebruik het, en die swart man se probleme om die blanke mee te slaan, om die blanke te kry tot 'n New World Order government, 'n one man, one vote, swart kommunistiese regering in 1994. Die playbook is altyd dieselfde. Dit is nie moeilik nie. Ons moet ons nou begin verstaan hoe werk het. So, hier is definitief dinge wat aan die kom is. Ek beskou Nathan Lambert as baie akkuraat. Hoekom dit so is, weet ek nie. Maar ek dink 'n ou moet maar ag slaan hierop, dat ons is op soek, op pad na 'n volgende lockdown, en daar sal dan nie kos wees op die rakke nie, kontant gaan 'n probleem wees, maak maar bietjie by mekaar, ek pleit by jou, maak 'n bietjie ekstra kos by mekaar.